Dink gou aan die instruksies vir 'n robot. Dis mos gewoonlik dood eenvoudig, né? Logies, reguit voorspelbaar. Maar wat as dit nie is nie? Wat as daardie einste instruksies 'n diep geheim wegsteek? Vandag ontrafel ons 'n robot se pad wat eintlik ongelooflike komplekse raaisel is. En ja, dit bring ons by die groot vraag vir vandag. Ons is so gewoond daaraan om te dink, masjiene is net logiese, dienaars. Hulle doen presies wat ons vir hulle sê. Maar wat as daai logika self die boodskap is? Wat as die roete die eintlike raaisel is? So, kom ons duik in. Ons gaan nou hierdie op die oog af doodnormale meganiese bewegings vat en kyk of ons 'n dieper, verborge boodskap daarin kan opspoor. So waar begin ons? By die begin natuurlik. Kom ons kyk na die basiese stappe. Reg. Soos met enige goeie raaisel, moet ons eers die leidrade bymekaar maak. En in hierdie geval is die eerste en belangrikste leidrade die robot se presiese bewegings. Kom ons volg sy pad, stap vir stap. OK, so kom ons breek dit gou af. Stap 1. Die robot begin by punt B, gaan na 'n sentrale punt I en dan, interessant genoeg, gaan hy dadelik weer terug na B. OK, dan stap 2. Van B af reguit vorentoe na 'n nuwe punt L. Dan, by L, maak hy 'n draai, 'n 45 grade skuinsdraai na punt J. En die laaste skuif, nog 'n 45 grade draai en hy stop by punt A. Eerlikwaar, op die oog af lyk dit wel 'n bietjie willekeurig, né? Net 'n klomp bewegings, maar is dit regtig al wat hier aangaan? Goed, so ons het nou die wat gesien. Ons weet wat die robot gedoen het. Maar nou kom die opwindende deel, die waarom. Kom ons kyk of ons die simboliek agter hierdie bewegings kan begin ontsluit. En dink mooi oor hierdie vraag, want dis die sleutel tot alles. As ons regtig wil verstaan wat hier gebeur, moet ons verby die ratte en die motors kyk. Ons moet begin soek vir die simboliek wat so fyn in hierdie roete ingeweef is. Kyk nou mooi hierna. Daardie vorm wat die robot se pad maak, dis glad nie toevallig nie. Die kombinasie van die reguitlyne en daardie 45 grade draaie, dit skep amper iets soos 'n gestiliseerde vierkant. En sien julle daardie sentrale punt A, dit werk soos 'n spulpunt, 'n anker, amper soos die middel van 'n kompas, 'n windroos, waarvan dan alles gebeur. So, die vorm self, dit begin al klaar vir ons 'n storie vertel. Maar dis nie al nie. En hier kom ons by die mees spesifieke, die mees doelbewuste leidrade van almal. Want daardie punte op die pad, B, I, L, hulle was nie net willekeurige punte nie, hulle het name gehad. Hulle was gemerk met letters. Kyk mooi na hulle. Ons het B, die beginpunt, dan I, daai sentrale spulpunt, dan die res van die pad, L, J en die eindpunt A. So op hulle eie, dit lyk dalk nog steeds na niks, maar wat gebeur as ons hulle in die presiese volgorde van die robot se reis plaas? En daar is dit. Kom ons volg die pad net weer vinnig in ons koppe. Begin by B, gaan na I en onthou, hy keer terug na B. Van daar af L, dan verby die sentrale punt I na J en eindig by A. Sit dit alles saam en wat kry ons? B, I, B, L, I, J, A. Biblia. En Biblia is die Serviese woord vir die Bybel. Al daardie mechanika, elke liewe presiese beweging, was net daarom een enkele kragtige woord uit te spel. So, kom ons sit nou al hierdie stukke van die legkaart bymekaar. Wat is die finale prentjie? Hierdie aanhaling som dit eintlik perfek op. Wat ons hier gesien het, was nooit net 'n robot wat rond beweeg het nie. Nee, dit was die uitvoering van 'n komplekse algoritme. 'n Algoritme wat 'n geometriese en 'n taalkundige raaisel bevat het. Dis die sleutel. Elke element, die rigting, die hoeke van die draaie, die letters, alles was deel van een groot geïntegreerde idee. En dis nogal ongelooflik as jy daaroor dink. Dis 'n perfekte voorbeeld van hoe heeltemal verskillende velde, ek praat van meganika, geometrie en taal, kan saamvloei om iets werklik elegant en diepsinnig te skep. 'n Boodskap wat letterlik in die masjien se eie aksies weggesteek is. En dit laat 'n mens wonder, né, as so 'n diep en komplekse raaisel in die eenvoudige pad van 'n robot kan skuil. Watter ander kodes, watter ander boodskappe is daar nie versteek in die tegnologie wat ons elke liewe dag gebruik nie? Miskien as ons net 'n bietjie nader kyk, is daar oral om ons raaisels wat net wag om opgelos te word.